Kom ons maak ons oë saam toe, Here. Dis uit eerbied dat ons oë toemaak, maar is ook uit 'n geloofsbelydenis, omdat ons rondom ons kyk en vra waar gaan die antwoorde vandaan kom, en terwyl ons oë oop is daar nie antwoorde nie. Maar dit is juist omdat ons oë toemaak en op U vertrou, dat ons nie noodwendig antwoorde kry nie, maar rus kry. So 'n stukkie asemhalplekkie. Ek bid Here dat U regtig ons elkeen sal vashou vandag, veral vir oom Willie en die seuns en die kleinkinders, en elke familielid, elke vriend. Tannie Alta was so lank deel van ons samelewing en ons gemeenskap, soveel mense aangeraak, en ons kan nie anders as om vandag net flenters en stikkend en hartseer te wees nie. Ons weet, Here, ons weet, sy is op 'n beter plek. Ons kognitief, cerebraal weet ons dat ons kan dit verwerk. Maar die emosionele leegte en leemte is enorm. En daarvoor vra ons dat U ons sal bystaan. Asseblief. Amen. Kan ek so een of twee praktiese reëlings tref, dan gaan ons aan met die res van die diens. Vir die ouens op Facebook Live, baie welkom aan julle ook. Onthou net, die musiek is gemute, ons het Facebook Live kopiereg, en ons kan nie die musiek harder sit nie, so sorry daarvoor, dis nie 'n glitch nie, dis Facebook Live wat dit doen, en is ook later op die YouTube video, wat ek later vir julle sal stuur, dieselfde, die musiek is gemute, maar die res van die diens sal hoorbaar daarom wees. Dis 'n roudiens, 'n verrassingsdiens, ons gaan so werk, ekskuus, dat ons die diens hierso klaar maak, en as ons die laaste song speel, is jy welkom om hier vorentoe te kom, en sommer so vir ou laas afskeid te neem. By 'n begrafnisdiens help dit nogal as 'n mens by die graf is, en jy sien die kus sak, en jy gooi die kus toe, dis so half 'n stukkie closure wat gebeur, wat die mens nie altyd by 'n roudiens kry nie, so daarom die geleentheid dat jy, as ons klaar is hierso, en dan sal die laaste song, Jealous of the Angels, en dan is jy welkom om hier vorentoe te kom, en sommer so stil te raak, en net totsiens te sê. En dan is daar gereed gemaak, buitekant in die foyer, dat jy kan saam kuier, so jy is welkom om nie te vinnig huis toe te gaan nie, maar sommer net 'n draai te gaan maak agter in die foyer, en saam te kuier. Dit is nogal belangrik wat ek nou wil sê, ons moet nie te gou vergeet nie. Trouwens, die meeste mense sê, ons moet asseblief nooit vergeet nie, want ons kan nie vergeet in die eerste plek nie, en as ons vergeet ons verkeerd. So daarom is dit nodig om te onthou, om saam te kuier, om by mekaar betrokke te wees, om weer 'n keer met hom Willie te praat en vir hom te vertel, en dis nodig dat ons hierdie goeders met mekaar sal share. Ons is nie masjiene wat net skakelaartjies aan en af sit nie. Dis nie 'n binêre stelsel van nulle en ene nie. Ons is baie meer kompleks as dit. Kom ons geniet mekaar se teenwoordigheid eerder. Dis regtig crucial dat ons by mekaar betrokke is en moet wees. Dis regtig crucial. Dan die laaste opmerking net, verskoon die blikkieskos. Ons het so 'n projek in die gemeente waar ons 'n klomp blikkieskos en spaghetti en pasta en goeie vir mekaar maak. So verskoon dit asseblief, dit vra om verskoning. Ons wou dit toegegooi het, maar dit sou lelik gelyk het met so 'n swart tafeldoek oor. So verskoon dit asseblief. Ek gaan nou so reël dat ons 'n lied gaan speel nou, sommer net rustig, en dan gaan ek vir Paul vra. Paul, waar sit jy? Help my gou net. Paul, ek gaan vir jou vra om die bedankings doen. Ek dink jy gaan van die briefies lees. Dit gaan hier voor wees, en dan gaan ek aan met die res van die diens. Dit reg so. So kom ons sit sommer net rustig, en dan luister ons na hierdie aangrypende lied.
Hallo, hallo. Okay, eerstens van ons kant af as familie wil ons gewoon net sê dankie vir aan Dominee Gerard en Suiderlige gemeente vir die hou van ouma se gedenkdiens. Dankie aan Dr. Lamna en Netcare Hospitaal en al die personeel by CT ICU afdeling vir alles wat hulle gedoen het vir ouma en vir die familie gedoen het. Dankie aan die Groblaars en Sarfien begrafnisondernemers vir hulle hulp en die bystand. Dankie vir almal wat hulp, bystand verleen het, julle gebede en die tyd wat julle afgestaan het, om met ons die laaste eer aan ons geliefde altaar te betoon. Vir alles sê ons dankie. Dit sal vir altyd by ons bly van die familie. Hierdie brief is spesiaal aan Tannie Jackie. Ons twyfel of ons ooit genoeg kan dankie sê, of as ons moes betaal het vir alles wat jy gedoen het vir ma en vir pa. Jy is 'n engel wat gestuur is van bo af, wat onverwaarlik sonder 'n klagte net die verantwoordelikheid aanvaar het, om seker te maak, hulle is versorg en veilig. Hoe kan ons ooit genoeg dankie sê vir alles wat jy vir ma en pa gedoen het? Dankie vir die kere wat jy vir ma rondgery het, spaar toe, apteek toe, dokter toe, hospitaal toe. Hulle versorg dat altyd al kos in die yskas was en 'n bederf met 'n lekkerny. Vir die laat aande se opstaan om skelm te gaan kyk of hulle rustig slaap en of die huis gesluit is. Seker te maak dat hulle pille gedrink het en geëet het. Jy het hulle jou liefde, versorging, geduld gegee en ons is vir ewig dankbaar en het 'n spesiale plek vir elkeen van ons in die harte. Al ons liefde, Elden, Vernon, Quentin, Michelle, Irma en al die kleinkinders. So nou gaan ons deur die boodskap, briewe gaan, wat elkeen aangestuur het. Ons gaan begin met Oupa Willie. My liefling, dankie vir die wonderlikste 65 jaar wat ek jou kon ken, en die wonderlikste 59 jaar van getroude lewe wat ek jou kon lief hê. Ek sal nooit die dae vergeet wat ons saam geniet het nie, en wat ons alles besigtig het. Dankie dat jy so mooi na my versorg het. My klere wat ek moes aantrek, my pille. Ek sal jou hulp nooit vergeet nie. Die belangrikste van alles, dankie vir ons 3 ongelooflike seuns, wat jy met soveel liefde grootgemaak het. Jy sal altyd in my hart bly, tot in my laaste asem uitgeblaas is. Jy was die mooiste vrou, en jy kon altyd deur 'n ring getrek word met jou voorkoms. Jou mooiste glimlag sal altyd gekoester word, en jou liefde wat jy getoon het sal ek altyd onthou. Jy was 'n merkwaardige vrou. Jou plek langs my is leeg, maar jou nagedagte sal altyd bly voortleef. Maak my plek langs jou gereed. Ek gaan jou weer sien. Ek sal jou vir altyd lief hê, my vrou. Ek mis jou oneindig baie. Joune vir altyd, Willem. Mama. Ma was 'n trotse mens. Wou nooit hulp aanvaar nie, maar jy sou altyd help. Almal altyd help. Jou hardkop, jy was 'n baie hardkoppig, maar vol liefde vir haar mense. As ma en skoonma kan ons nie vir 'n beter gevra het nie, vir altyd in ons harte. Liefde, Vernon en Michelle. Mama, my eister. Waar en hoe begin ek tot sien sê? Ek is maar soos mamma. Ons sê maar baie min en kyk dinge van 'n kant af.
My hart is stikkend waar ek hier sit en skryf, met dik oë en 'n knop in my keel. Dankie dat mamma altyd alles vir ons seuns gedoen het en opgeoffer het. Ons het nooit iets tekort gekom nie. Pa en ma het alles gedoen om vir ons seuns te voorsien en te versorg. As man was mamma my inspirasie. Dankie vir al mamma se leiding, raad en liefde. Mamma het altyd gesê, my huis is my huis. As julle my hier uit wil hê, moet julle my hier uitdra. Min het ek geweet, dit sou ek wees wat dit moes doen. Dit het my hart gebreek, toe mamma maar se kop skud, want die hoop was nog daar. Toe ek mamma groet, het ek weggehardloop, en Abba Vader gevra, dat sy wil geskied. Wat daarna met my gebeur het, was onbeskryflik. Abba Vader het my kalmte gegee en krag gegee, om terug te gaan en kop aan kop met mamma, maar se laaste asem uit te blaas. Ek dank die Vader vandag, ons almagtige Vader, vir die voorreg, dat ek mamma kon dra, soos mamma altyd vir jare my kon dra. Mamma het nou nie meer pyn nie. Ek sal mamma altyd lief hê en mis, maar ek gun mamma die rus, liefde Quentin. Mamma, hoe kan ek ooit genoeg dankie sê vir die onvoorwaardelike liefde, geduld en aanvaarding, en die belangrikste, my wonderlike man Quentin. Mamma het my so baie geleer, en laat ek sê, probeer om te leer, want tot vandag toe kan niemand ooit ma se aartappelslaai en macaroni en kaas bemeester nie. Ma was 'n toonbeeld van die perfekste vrou, 'n statige vrou met altyd lippies aan, iemand na wie ek kan opkyk. Niks was nooit vir ma te veel nie. Ma was altyd daar. Dankie vir mammy, se voorbeeld wat mamma was, en alles wat mamma vir ons gedoen het. Ma was 'n voorbeeld van uithou en aanhou. Mamma se pyn is nou verby. Rus sag by ons almagtige Vader se voete. Liefde, liewe mammy vir altyd. Alle liefde, Irma. Liewe moeder, ek skryf die met 'n swaar hart, die brief. Ek sal dit liewer in persoon wou sê. Dankie vir alles. Ek gaan ons geselsies mis in die eetkamer en ma se koffie. Sal altyd onthou hoe hardwerkend jy was en hoe jy as ouers vir ons voorsien het. Ma en pa het altyd seker gemaak dat ons het meer gehad as wat julle as kinders. Ma het ook vir ons gewys wat dit is om getrou te wees. In 'n huwelik, tot die dood ons sal skei, saam te wees, saam mekaar te staan en ondersteun. Wat 'n eer om te sê jy was my ma. Maar ek is nou bly om te weet dat jy geen meer pyn en lyding het nie en veilig by ons Vaders in die hemel is. Lief vir jou vir altyd. Tot in ewigheid, tot ons mekaar weer sien. Halleluja. Liefde Elden. Ma, die woord skoonma is so onvanpas. Ma was 'n bonusma. Ma, dankie vir alles wat ma my geleer het. Ma se omgee vir almal en vir die grootste geskenk van my lewe, Elden. Ek is lief vir ma. Rus in vrede. Liefde Jackie. Liewe ouma, jy het verdwyn as kleins af bederf en dit het nooit opgehou nie. Jy was trots op hom. En mense het dit gesien in die stories wat jy altyd met 'n glimlag vertel het en die foto's wat jy met liefde gedeel het. Daardie trots en liefde het jy nooit weggesteek nie. Dit was wie jy was. Jy het elkeen van ons op jou eie spesiale manier lief gehad. Jy het altyd 'n plek vir ons gehad. 'n Koppie koffie, 'n warm kombuis, 'n sagte woord en soms net die stilte teenwoordigheid wat alles beter gemaak het. Jy het 'n groot verskil in Shanae se lewe gemaak.
'n rol vol raad, vertroue en 'n band wat nie maklik vervang kan word nie. Jy het haar verstaan op maniere wat min ooit kon en haar altyd laat voel sy behoort. Jou liefde vir Mila Lynn en Caitlin was duidelik in elke woord, elke oomblik wat jy hulle uniekhede gevier en beskerm het. Jy het hulle laat voel soos hulle is, geliefd, gesien, goed genoeg, presies soos wat hulle is. Ons tyd saam, toe ons 'n rukkie daar by julle gebly het, bly van ons kosbaarste herinneringe. Jy was 'n deel van hierdie avontuur, en jy het dit vol warmte en liefde gemaak. Ouma, jy het 'n nalatenskap van liefde, aanvaarding en egtheid agtergelos. En ons sal dit vorentoe saam met ons dra. Ons gaan ons kinders leer om altyd hulle self te wees, sonder skaamte en trots op wie hulle is, net soos jy hulle lief gehad het. Liefde, Dwayne, Shanae, Mila Lynn en Caitlin. Aan ouma. As ek ouma moes opsom in een woord, sou dit statig wees. As ek dink aan wat ek die meeste gaan mis, sal dit ouma wees wat ons altyd met 'n glimlag en 'n stywe drukkie ontvang het by die deur. Natuurlik ook ouma se macaroni en kaas. Ek verstaan nou dat dit net die liefde kon wees waarmee ouma die macaroni en kaas gemaak het, wat die rede was hoekom niemand van ons dit kon ook bekry nie. Ek is bevoorreg dat ouma so lank vir ons gespaar was, dat ouma kon sien waarheen ek op pad is in my lewe. Ouma het nooit my keuses bevraagteken nie, en het altyd gesê, los die kind uit. Ek mis ouma verskriklik. Ek is berus met die wete dat ouma ver van hospitale en dokters is, maar by ons ouma vader, liefde Shanique en Roan. Geliefde ouma, eerstens wil ons dankie sê vir die hemelse Vader, dat hy ons so geseën het met 'n ongelooflike ouma. 'n Ouma wat altyd tyd gehad het vir haar kleinkinders. 'n Ouma wat liefde gegee het sonder ophou. 'n Ouma het 'n huis geskep waar as ons kleinkinders daar altyd welkom was. Dankie vir die voorbeeld wat ouma vir almal van ons gestel het. Ons is baie lief vir ouma en sal ouma nooit vergeet nie. Die bekleierery vir die laaste bietjie macaroni en kaas is nou tot op 'n einde. Niemand sal dit ooit soos ouma kan maak. Rus in vrede tot ons ouma weer sien. Liefde Zanel, Paul en Kunai. Liewe ouma, woorde is maar min, maar trane is maar gans te veel. 'n Knap vrou is baie meer werd as 'n edelsteen. Dankie vir ouma, vir daardie krap vrou wat Spreuke 31 vir ons almal was. Dankie vir alles wat ouma vir ons gedoen het. Dankie vir alles wat ouma vir my gedoen het. Ek is vir ewig dankbaar. Ouma, ek gaan vir ouma verskriklik baie mis. Liefde, Kayla. Ouma Alta, though we didn't have much time together, I will always treasure the memories we've made. Your kindness, warmth, and gentle spirit touch my heart in ways that words cannot fully describe. I am so grateful for the moments we shared. I will carry your love with me for always. Thank you for being such a beautiful part of my life. I will miss you deeply. Love, Gavin. Nou wil ek net vra, Kayla het gevra of sy wil graag 'n brief kom voorlees. My liefste oumakie, my hart is seer, ek voel leeg en verlore, soos nooit tevore.
hoe sê ek totsiens, ek is dan nie reg daarvoor nie. Ek sou wat gee vir nog een keer, om die reuk van ouma se macaroni en kaas te ruik, op 'n vroeë Sondagoggend. That was fire. As ek maar nog net een keer 'n koppie dou kan drink saam ouma en praat oor al die goeie herinneringe. Ek sal nooit vergeet die tye wat ouma my by die kleuterskool kom haal het met die pram nie. Ons het altyd by Johnny ingegaan en 'n koue tropika gekoop en langs die pad 'n blommetjie gepluk vir mamma. Soos die reuk van knowing sal ouma se teenwoordigheid my altyd volg. Soos die smaak van 'n Wilson's rol extra strong en natuurlik die maskgeur, sal ek altyd ouma en die goeie tye saam onthou. Ouma, dankie vir alles wat ouma vir my gedoen het en ook vir Gavin. Ouma, ek was nie die maklikste tiener nie, maar ouma het my altyd verstaan. Ek's jammer vir my tienerbye. Ouma het altyd almal eerste gesit. Ouma wou altyd help. Ouma was altyd gereed om mense te voer en tee of koffie te skink. Ouma het altyd die blokkies getel van die koffietafel presies in die middel ingeskuif. Ouma se spore is diep in my lewe en my hart getrap. Ek sal ouma nooit vergeet nie en ewig lief hê. Ek kan nog baie dinge noem, maar die tyd sal nie genoeg wees nie. Ek sal sekerlik ook nie weer die geleentheid hê om 'n brief te skryf en te lees nie, want dit is 'n hele boek. Die belangrikste van alles is dankie. Ek het alles waardeer en ek is ewig dankbaar. Ouma het altyd gesê, wanneer ons iets leen, sy naam is kom terug. Ouma, jou naam is kom terug. As dit net so maklik was. Ek het ouma lief, oneindiglik en vir ewig. Ek is nie okay nie, maar ek sal eendag weer wees. Net 'n paar punte om te noem van alles wat ouma check op die lys van Spreuke 31. Sy dra klere van linne en wol. Sy het innerlike krag en waardigheid. Sy hou toesig oor wat aangaan in haar huis. Sy verdra nie luiheid nie. Haar kinders staan op en prys haar. Haar man spog met haar. En laastens, ouma, hierdie woorde is van mamma af, wat graag hier wou wees om dit self te wou sê. Ma Alta, my ander grootmaak ma, my woorde is min, soos ek deur Spreuke 31 lees, kom ek tot besef dat ek feitelik elke reël kan aftik oor wie ma was. Dit is wie ma Alta altyd vir my was, in detail. Ma Alta was vir my 'n Spreuke 31 vers 10 tot 28 vrou. Ek dank ma en wap vir die jare wat ek deel van julle lewe kon wees, vir 'n baie lang tyd, en dat julle my as julle eie ingevat het. Lief vir jou vir altyd, my Spreuke 31 ander grootmaak ma. Tot weersiens, jou dogter. Ek wil nou die begrafnisbrief aan die voorhou. Hy is afgedruk in die blaadjie, jy kan hom rustig saam met my lees. Hier aan die einde van my lewenspad het die son vir my finaal gesak. Maar moenie huil en treur oor my nie, o nee. Wees bly want my siel is vry. Mis my 'n rukkie, maar nie vir lank. Met kop omhoog en geen hartseer klank. Onthou hoe het ons liefde ons lewenspad gebaan. Mis my, maar laat my gaan. Hierdie pad moet ons elkeen stap. En alleen moet ons die tog aanpak. Dit alles is deel van God se meesterplan, op pad na waar die ewige die tydelike vervang. So wanneer jy eensaam en hartseer voel, laat vriende se liefde en troos jou oorspoel. In goed doen aan ander kan geen droefheid bystaan. Mis my, maar laat my gaan. Ek wil 'n storie vanoggend vertel. 'n Storie wat in die Bybel opgeteken is. Maar om dit te doen, wil ek net 'n inleidende opmerking maak en dan wil ek iets oor hierdie
gedeelte in die Bybel sê. Inleidend wil ek sê, dit is sleg dat dit soms met ons sleg gaan. Ek wens dit kon wees dat mense gebore word en 'n soort van 'n smooth sailing deur die lewe kan gaan. Weet, sonder enige valle of bankrotskappe of egskeidings of verkeerde keuses, dat 'n mens net op 'n manier gladder deur die lewe kon seil of kon ski. Maar nou gebeur dit nie so nie. Nou sit ons vandag by 'n begrafnis kort na 'n Moedersdag waar die moeder nie daar was nie. En dan skielik vra mens die vraag, maar hoekom is die lewe so rof? Hoekom gebeur dit met dat na hoeveel jaar se getroude lewe 'n mens nou alleen moet wees? En in die huis instap en net 'n klomp memories sien. Hoekom gaan 'n mens nou macaroni en kaas mis? Hoekom gaan 'n mens nou haar statigheid in haar lippe mis? En dis 'n vraag wat ek nie die eerste van is om te vra nie, en jy ook nie. En nou gaan ons na die Bybel toe. Die ou wat dit in die Bybel, ek dink die beste probeer verwoord, is 'n boekie wat so in die middel van die Bybel staan. Net so voor Psalms, voor jy by Psalms kom, kry jy 'n boek wat se naam Job is. 'n Boek van 42 hoofstukke, maar die probleem met Job is, ons lees hom daar by Psalms, terwyl histories, hy is eintlik 'n buurman van Abraham in Genesis 12. Abraham en Job was eintlik, ek gaan net maar sommer so makliker probeer vertel, tydgenote. So kom ons sê hulle was bure gewees, op die buurplase gewoon. Abraham se lewe ken ons, hy moet sy goed vat en trek en na 'n nuwe land toe gaan, maar Job is nie so gelukkig nie. Ons ken die storie baie goed, dat alles goed uitgedraai het aan die einde, maar Job verstaan van hierdie ding wat gebeur het, niks nie. Ons het 'n prentjie van hoofstuk 1 en 2, wat in die hemel afspeel, waar die duiwel by God kom en sê, ek het die wêreld besoek, en Job lyk of hy lekker lewe. Ons ken daai storie, maar Job ken nie daai storie nie. Al wat hy ken is, dat hy, die Bybel sê het mooi, 2 goeters was. Ryk en vroom. Plain kom in Afrikaans. Hy was die Elon Musk van daai tyd, en hy was 'n goeie NG-lidmaat. As dit in die ou tyd was, sou hy dalk die leier ouderling was. Trouwens, die Bybel sê hy was die vroomste geweest. Hy sou heel leier ouderling geweest. Hy sou heel eerste by hierdie deure uit, onthou jy daai manelle wat die ouens aangaan, hulle dan peer hulle mos soos, dis nie die regte woord nie. Dan kom hulle so in en dan sit hulle hierdie banke. Hy sou die leier ouderling wees. Die rykste ou, goeie idee vir die NG Kerk. Hy sou die kermis kon sponsor, en hy was baie vroom. Hy sou ook die selgroepleiers kon wees. Trouwens, daar word vertel wat hy het. So die prentjie wat ek in my kop het, is op hierdie groot stoep van hom sit, en dan kom sy ouditeur na hom te sê, meneer Job, dit gaan goed met ons. Jy het 7000 kleinvee, skape en bokke. Wel, goed. Benewens dit, het jy ook nog 3000 kamele. En ek dink hy sit by die inventaris en hy tik dit af. En hy sê, dit gaan nie, dis nie dit nie. Jy het ook nog 500 stuks donkies, wat belangrike werk moes verrig, so, ryk. En jy het ook nog 500 trekosse. So meneer Job, gaan goed. Ons kan vir SARS laat weet, jou boedel, all well. Hulle sal die SARS checkie later in die jaar kry. Tot daar was dit goed. Hy het nog getrou, hy was getroud ook, en hy het 10 kinders, 7 seuns, en die 7 dui nogal op iets van volledigheid, en nog 3 dogters. So hy het nie net 3 seuns gehad, hy het 7 seuns gehad, en 3 dogters. En so terwyl hulle nog sit, dis nou maar my prentjie, terwyl hulle nog sit en tee drink, en praat oor hoe lekker dit is om so ryk te wees, kom daar 'n messenger aan en sê, Job, sorry, so jammer, daai 7000 stuk kleinvee van jou, skaap en bok, almal dood. En die ouditeur maak hy groot boek so oop, en hy trek 'n kwart van die bates dood. En dan kom nog een en sê, sorry, daai 3000 kamele dood.
En nog een kom en sê hy 500 osse dood en die 500 donkies dood. En daai aand is hy bankrot. En tot daartoe, en dis nou 'n preek vir 'n ander dag. Tot daartoe lyk dit my is Job okay. Lyk of hy maak nie daar actions nie. Maar toe die volgende boodskapper opdaag, toe kry hy. Iemand kom aan en sê, meneer Job, skus. Gisterand was daar 'n partytjie gewees, jou kinders was daar gewees. Die mure het in mekaar geval. Al 10 van hulle is oorlede. Kan ons afpop bel. En alles val in mekaar. Trouwens, die volgende plek waar ons vir Job kry, is by Vullishope. Gooi 'n sak klere aan, krap homself met die potskerwe wat hy daar kry, stikkend, sulk en moan en groan en beklei met die Here. En as jy die boekie Job gaan lees, jy moenie verwag daar gaan mooi teksversies wees nie. Dis cru. Dit grens aan godslasterlik soos hy aangaan. Veral as jy die oorspronklike taal, die Hebreëus gaan lees, gaan jy altyd kom, hierdie ou is rou van binne af. Hy's stikkend. En hy het nie mooi woordjies vir God nie. En nog nie vir ander goed. Gelukkig het hy pelle, hy het 3 pelle. En die pelle kom na hom toe sê vir hom, Job, jong, daar moet ons 'n analise doen. Kom ons kyk 'n bietjie, het jy nie iets verkeerd gedoen nie? Want gewoonlik en daai het hulle gedink, as jy iets verkeerd doen, dan tref God jou van bo af met 'n ongeluk en dis hoekom jy dan die ongeluk het omdat jy iets verkeerd doen. En hulle analiseer sy lewe en Job sê net, sorry, ek het niks gedoen nie. Sorry, ek het niks en toe die 3 nou weg is, toe kom 'n vrou Job daarin. Weet nie hoe ons vrouens so cruel nie, maar sy kom en sê vir hom, in tienertaal sou dit wees, Job, bou 'n brug en kom hier oor toe. In die Bybel is dit baie mooi gedink. Vervloek vir God, en kom ons gaan aan met ons lewe. Kom aan, blaai om, die lewe gaan aan, ons moet maar weer 'n keer kinders probeer kry, weer 'n keer kamele en donkies, ons moet maar weer 'n keer van voor af begin. En Job antwoord daar met daai ongelooflike woorde, wat ons op 'n ander stadium weer 'n keer moet oor gaan dink. Die Here het gegee, die Here het geneem, en die ou vertaling gesê, geloof sy die naam van die Here. Die eerste een is maklik, die Here het gegee, ons almal beleef het, vir ons kinders gegee, hy het vir ons geleenthede gegee, hy het vir ons 'n huis en 'n kar en 'n werk gegee, hy het vir ons gesondheid gegee, hy het vir ons ongelooflik baie gegee. Die tweede is bietjie moeiliker. Soms neem die Here ook van daai goed weg. Dis nie net 'n plussom nie, daar's baie keer ook minusse. Die derde een van daai rympie wat hy opsê, is seker die moeilikste. I will still praise the Lord. Dis waar staan, geloof sy die naam van die Here. Hy het gegee, hy het weggevat, en ek sal weer sy naam groot maak. En dan staan hy op en dan kom hy in 'n kerk en dan kom worship hy met gitare en dromme en nee, dis nie wat hy doen nie. Weet jy waar kry ons hom? Nog steeds daarso. Hy is nog steeds daar besig te moan en te groan, selfs het hy hierdie belydenis gemaak, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy naam van die Here, sit hy op die dumps en hy moan en hy groan. En dan kom maar 'n 4de pel in, dieselfde storie. En dan is die pelle nou gone. Dan's al 4 weg, sy vrou is weg, hy alleen agterbly en dan moan hy en die Here laat toe dat hy moan tot by hoofstuk 37. Luister gou mooi, vir 35 van die 42 hoofstukke, wat is dit, amper 80%, van die tyd sê die Here vir hom, is okay, gaan aan, come on, kyk of daar nog woorde in die mond is. En eers by hoofstuk 37, nadat hy uitgemergel is as die ware van al sy woorde, kom die Here na hom toe. Anders as ons sou verwag het. 'n Mens sou verwag, die Here sal sê, come on Job, come on, jy kan nie so aangaan nie, kom aan, gaan. Nee, die Here beklei ook nie met hom en sê, waar is jou geloof nie? Die Here kom vat hom in sy hand en sê, kom ons gaan dieretuin toe. En hoofstuk 37, hoofstuk 38, is eintlik 'n journey deur die National Geographic. Hy sê vir hom, Job, stap saam met my. Waar was jy gewees toe die reën gemaak is, hè? En die sneeu, was jy daar gewees? Job, kyk bietjie hierso, hierdie krokodil, sal jy met hom fight?
Dink jy so nie? En hierdie seekoei, sal jy vir hom met leiband aansit en vir jou dogtertjie gee as 'n speelding? Job, kom vertel vir my 'n bietjie, waar was jy gewees hierdie goeders? En dan doen Job 'n ding in die einde van hoofstuk 38 wat crucial is. Hy sê, "Kyk Here, sorry, ek was stupid. Ek was onnosel. Trouwens, daar staan, ek was soos 'n bees gewees. Dom. Kleit dom." Incredible dat die Here vir 35 hoofstukke omlos en sê, maar kry dit jou gestel het. Ek gaan nou ietsie meer daaroor vertel. Dan gebeur daar 'n ding wat ons in hoofstuk 42 eers sien. Alles word herstel. Job en sy vrou, nadat hulle gerou het, hulle rykdom word toe verdubbel. Die 7000 kleinvee word 14000. Die 3000 kamele word 6000 kamele. Die 500 osse word 1000 en die 500 donkies word ook 1000. En hy kry weer 10 kinders. Het jy dit gemis? Of het jy dit gesnap? Sy goodies word gedubbel. Maar sy kinders word net gereplace. Hierdie 2 keer, hierdie net 1 keer. Of dalk nie. En dis waar ons die fout maak. Reverse met my terug, 2.500 jaar terug, dis waar Abraham en Job inslot. Voor Jesus. Met ander woorde, ons sluit 4.500 jaar terug. Die eerste verhale in die Bybel, ons kan nie daai eerste 11 hoofstukke plaas en dateer nie, ons weet nie heeltemal om dit is nie. Ons kan begin datums bysit by Abraham en Job. So hierdie probleem van seer kry en swaar kry en hoekom gebeur hierdie goeders is oeroud, so oud soos die mensdom homself. En in die heel eerste verhale sê God, partykeer gaan dit voel maar jy's geen antwoorde nie. Maar kom ek help jou en sien dit raak dat as jy getrou bly, dan dubbel ek jou goeders en ek dubbel ook jou kinders. Hoe kom jy daarby? Hy het ons 10 kinders gehad en hulle is in die hemel. En nou kom daar nog 10. En waar gaan hulle wees? In die eerste bladsye van die Bybel staan daar al, daar's 'n hemel waar ons mekaar weer gaan sien. Waar alles meer as gedubbel word. Ja ouens, ek dink ons moet vir mekaar sê ons is gelowiges en ek preek en ek praat met mense wat saam met my gelowiges is. Nie perfek nie, glad nie. Baie foute maak. Maar wat ten minste glo dat God by ons is en dit sukkel partykeer om antwoorde te kry van hoe lyk dit? Hoekom lyk die wêreld soos mekaar? Why do bad things happen to good people? Hoekom gaan sy voor Moedersdag oor dood? Hoekom nie maar net na Moedersdag dan nog 'n laaste keer macaroni en kaas kon eet nie? Hoekom nie nog 'n keer 'n drukkie kon gee nie? Hoe gaan ons aan met die lewe? Hoe gaan ons weer in daai leë huis in? Oom Willie? Hoe maak 'n mens dit gaan met aan met die lewe? En ek dink die Here wil vir ons in die woorde van Job sê, dit wat jy het, is klein en minute in vergelyking met wat jy gaan kry. En daarvoor het jy geloof nodig. Daarom is die verhaal in Job nie eintlik 'n storie oor die pyn en lyding van die wêreld nie, maar is dit storie oor hoe lyk 'n ou wie se lewe getrou was, selfs al het niks uitgewerk nie. Hoe lyk 'n ou se lewe wat sê maar ten spyte van my omstandighede. Ouens, ons kan mekaar lank besig hou. Ons is vandag hierso vir begrafnis en verhoudings. Maar jy weet in die wêreld daar buite gaan dit rof. Werk is nie verseker nie. Politici se sienings is nie verseker nie. Jou liefdeslewe is nie verseker nie. Jou gesondheid is ons alles is so half wankelrig. Ons alles almal is so daar's 'n nuwe term wat deesdae kom. Alles is so liquid. En in hierdie liquid wêreld moet ons net ons hand uitsteek en sê, Here, ek gaan partykeer ook op 'n ashoop sit, soos nou. En vra Here, hoekom gebeur hierdie goed? Dis nie lekker nie. Maar ek gaan U vashou. En iewers gaan jy vir my vat deur die National Geographic of deur die Kreerwiltuin en vir my sê, kyk jy daar, so ek het alles gemaak, so ek sê ook vashou. So kan ek hierdie eerste deel net afsluit met 'n storieetjie wat ons baie goed ken, 'n liedjie wat ons
so 30 jaar terug op die circuit in Afrikaans gekom het, Jan de Wet hom bekend gemaak. Maar die prentjie van die storie moet jy eintlik uit die Amerikaanse wêreld gaan kyk. Daar in die suidelike deel van Amerika, die Bible Belt noem hulle dit. Daar was jy iewers inkom en so en by 'n kerkie sou kom as so spierwit kerkie en op die televisie wys hulle die films wys hulle nog steeds so spierwit kerkie op so 'n groen grasperk en as jy instap by die deur dan is daar 'n klomp mense en gewoonlik was dit 'n meer van die segregasie, 'n swart gemeenskap en dan hier voor het so 'n pastor gestaan, so 'n swart pastor, gewoonlik geklee in so wit pakklere met 'n pink sakdoekie en so helder pink das wat hy aan het. En het nog 'n ander sakdoek wat hy so sy sweet afgevee en hulle het gepreek uit die spoegspot is die regte woord, maar dis die prentjie wat jy moet kry. Agter hom het daar so 'n klomp tannies gestaan wat die choir is, wat die koor was. En pastor se mamma se vrou was die dirigent. En die liedjie wat hulle die meeste en die beste gesing het was He's got the whole world in his hands. Jan de Wet het dit later bekend gemaak as hy hou die hele wêreld en die ouma en oupa en groot dinosourus. Incredible song, hè? Ons leer dit vir ons kinders, ons moet. Maar ons groot mense vergeet dit. Hoe kan mens hierdie goeders verwerk? Deur ons hand in die hand te sit van hom wat die hele wêreld in sy hand het. So, kom ek gee die refrein vir julle en dan is ek klaar. Die Here het vir ons aan die altaar gegee. Verlede week het hy haar ook geneem na 'n beter plek en julle het dit self gesê. Waar die trane en die swaar en die dokters alles weg is. En ons job is om tussen die trane en die flinterigheid te sê maar ek weet daar's 'n God. Ek sien hom nie heeltemal nie, ek weet nie heeltemal presies hoe hy lyk nie. Maar hier van binne af is daar so 'n borreling wat plaasvind. He's got the whole world in vir my in sy hande. Gaan dit maklik wees? Ek wens ek kon so sê. Dan sou ons net 'n skakelaartjie kan ons sê, okay, smaal nou weer vir 'n slag. Vir te lank was hy deel van ons lewens. Integraal deel van ons lewens. Of dit nou 'n koppie koffie was, of 'n macaroni en kaas, of 'n Moedersdag, of 'n sommer 'n oproepie. Sy was deel van ons lewens. En die mens maak nie die boek net toe nie. Trouwens, ek dink is dom van ons om te sê jy moet vergeet. Ek dink dis moenie. Ons moet juis onthou. Iemand het lank terug gesê, you can't forget if you can't remember. Ons moet dalk ons geheue opskerp. En dan gaan ons dalk eerder iewers by die Here se doel, die regte woord, ek weet nie of dit is baie gelade terme, maar dan gaan ons dalk by die Here se rusplek uitkom. En dis my gebed vir julle. Mag julle in die Here vashou. In die donkerste nag, in die diepste gat, mag julle altyd weet, hy sal daar wees. Hy is by ons. Here, ons sê dit as 'n geloofsbelijdenis dat U gegee het en geneem het. En tussen die trane deur sal ons nog steeds sê, hoe groot is ons God? Dan sal ek juig, my redder en my God. Ons sal steeds dit sing. Want ons het nou gesê, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en alles wat skei is weg, verdwyn. Oorwinnaars sal ons alles erf. Dankie daarvoor. Ons hou in U vas, Here. Ek bid dit U regtig by oom Willie, by die seuns, by die skoondogters, by elke kleinkind, agterkleinkinders, dat U regtig hulle sal toefou met U liefde. Hou hulle sommer net styf vas. En Here, ons wat dalk nie in daai lysie is nie, hou ons ook vas asseblief, Here. Amen.
Kom ons staan nog, ek wil ons die seën uitspreek terwyl ons bly staan op ons staan. Net weer herinnering as klaar is en seën uitgespreek is, dan gaan ek 'n laaste lied speel en dan is jy welkom. Kom ons gee vir die naaste familie eerste kans om so vir oulaas afskeid te neem en dan kan die res van die volk en die voor 'n draai kom maak by die foto en die blomme en die kers. Mag die Here se liefde en sy genade by ons elkeen wees en bly. Hy is ons Vader wat vir ons oneindig lief het. So lief dat hy sy seun gegee het. Mag Jesus jou aanraak en met jou 'n pad loop en mag jy saam met hom 'n pad loop. En mag die Heilige Gees in jou bly, in jou woon en deur jou werk. Mag die drie enige God saam met jou wees. Amen. Jy is welkom om so 'n bietjie verdraai te loop en dit totsiens te sê.